wil nie loop van kampus tot jou koshuis toe nie. Maar mense sê dat tegnologie maak ons studente dom. Ons dink nie. Tegnologie is meer effektief vir ons studente, omdat ons kan toets kry en doen op met ons skootrekenaars, ons kan afsprake onthou en kyk YouTube video's. Hallo, maar die volgende dames sal vir jou vertel hoekom ons dink tegnologie maak nie ons studente dom nie, maar is effektief vir ons studente lewe. As gevolg van tegnologie sê mense dat studente se lewens te maklik is. Maar hoe is dit dat 'n maklike lewe as negatief beskou kan word? Met die ontwerp van die wiel is ek seker dat mense die nou rondry in plaas van om ver te moet stap, nie klaar nie dat die ontwikkeling van die wiel mense gekeer het om lewensvaardighede op te doen nie. Ek stem saam dat tegnologie studente se lewe in sekere opsigte makliker maak, maar dit help eintlik dat studente innoverend en doeltreffend kan werk. Soos die ontwerp van die wiel die wêreld verander het, so het tegnologie die wêreld se manier om hoe dit funksioneer verander. As gevolg van die feit dat die hele samelewing rondom tegnologie draai, sou dit moontlik wees dat 'n student wie nie die kennis van tegnologie het nie, as dom beskou kan word. Die feit dat 'n student se leerproses op ander maniere aanpak word, definieer nie 'n student se intelligensie nie. Tegnologie laat toe vir vinnige kommunikasie tussen dosente en studente. Sunwin is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Wanneer klasse gekanselleer is of toetsdatums verander word, kan 'n student vinnig daarvan bewus wees sonder om persoonlik universiteit toe te gaan. Met verwysing na take hoef studente dit nie meer persoonlik in te lewer nie. 'n E-pos kan gestuur word en dit laat ook toe vir vinniger terugvoering. As 'n student 'n vraag het, hoef hy of sy ook nie meer persoonlik universiteit toe te gaan nie, hulle kan ook net 'n e-pos stuur. PowerPoint-voorleggings help ook om lesings meer interessant te maak en studente se aandag te behou. 'n Interessante benadering tot die idee van hoe tegnologie studente wyser maak, is die feit dat tegnologie en selfoonprogramme 'n veiligheidsmeganisme teen gevaar word. Na die dood van 21-jarige oue Stellenbosch Universiteitsstudent Hannah Cornelius was 'n WhatsApp-groep gestig met die doel om vroulike studente toe te laat om 'n boodskap op die groep te stuur wanneer hulle hulself in onveilige situasies bevind. Hierdie voorbeeld dra by tot die gevare op die universiteitskampusse, sowel as reg oor die wêreld. Deur middel van tegnologie kan die mense die gevaarlike situasies waarin hulle hulself bevind, rapporteer en onmiddellik hulp ontbied. Dus word tegnologie gebruik as 'n persoonlike veiligheidstoestel in alle opsigte van die moderne lewe. Tegnologie help mense om reg oor die wêreld te verbind. Ons sien tegnologie wat elke dag gebruik word in besigheid en met geliefdes wat in kontak bly. Skype is 'n platform waar meer besigheid met mekaar kan kommunikeer. Besigheid het gegroei sedert tegnologie ontstaan het, omdat hulle internasionaal kon gaan. Skype word gebruik wanneer geliefdes weg is, vir lang reise of geïmmigreer het. Dit maak inligting beter vir visuele of auditiewe leerders. Tegnologie help ons om plaaslik, internasionaal en te verdeel van nie net een persoon nie, maar ook die wêreld as geheel. Innovasie en tegnologie is gekoppel. Wanneer 'n nuwe innoverende idee op die mark kom, moet besighede bybly sodat hulle besigheid op die mark bly. Hierdie is belangrik vir studente, want wanneer 'n student hulle honeurs of meesters doen, kan hulle bybly, dit kan hulle nuwe projekte doen wat help met navorsing en daarom is hulle minder dom. Studente kan inskryf in innoverende kompetisies soos die SA Innovation Summit en Lush. In hierdie kompetisies het hulle nuwe innoverende idees en besigheidsplanne wat hulle kan kompeteer vir geld.
Hierdie kompetisies help 'n student om meer te dink as wat die universiteit gee vir hulle en daarom is hulle minder dom. Dankie. So, dink jy tegnologie maak ons studente dom? Wel, ons dink nie so nie, omdat dit help met jou studiemetode om veilig te bly, om jou afsprake te inhou en verbind mense oor die wêreld. So, en dit is ook innoverend. En dis dit, dankie.